Hallo daar en wat 'n lekker dag is dit vandag. Ek nooi jou uit om saam met my hier op die strand te wees. Ek dink ek en jy is omtrent die eerste mense hier op die strand as ek so kyk na die spore. En dan wil ek vandag vir jou sê, ek wil so 'n bietjie met jou gesels tussen my en jou rondom die gedagte dat God is 'n God van wonders. God is 'n God van herstel en ek wil 'n bietjie praat oor gesindheid. Die Bybel sê laat hierdie gesindheid in julle wees wat ook in Christus Jesus was. So daar is 'n gesindheid wat in Jesus was, 'n gesindheid van diensbaarheid, 'n gesindheid van vertroue op God die Vader. Die Bybel sê hy het alles wat hy gedoen het, het hy die Here vertrou vir wat hy gedoen het en hy die Here geglo in al daardie dinge. En hy sê ons moet ook so 'n tipe gesindheid handhaaf. So daar's 'n gesindheidsverandering en dit lyk vir my dat wanneer ons gesindheid aanpas by die plan van die Here, by die wil van die Here en ons fokus plaas op 'n gesindheid van voorsiening, 'n gesindheid van guns, genade en die krag van die Here, dan gebeur daar kragtige dinge. Inteendeel, ek en jy kan die vraag vra, hoekom is dit so dat sekere mense kragtiglik deur die Here gehelp word en ander nie? Waarom is daar so 'n verskil in die Bybel? En baie mense sê, ja, die Here het seker maar wit broodjies en dit is waaroor dit gaan. Maar ek lees dit nie so nie. Ek lees in die Bybel dat die Bybel uitdruklik sê dat die Here se oog deurkruis die aarde om diegene kragtig te ondersteun wie se harte onverdeeld op God gerig is. So nou het ons met twee dinge al te doen. Een, 'n gesindheid en die tweede een is 'n hart. 'n Hart wat onverdeeld is op die Here. Met ander woorde, al twee daardie dinge kan ook dan deur die vyand aangeval word, sodat jy mense 'n negatiewe gesindheid het, 'n afbreekende gesindheid het, en dat 'n mens se hart kan wees of verdeeld kan wees en aan ander dinge vasgeheg kan wees in plaas van aan die plan van die Here. Nou, die Bybel leer vir my dat daar is mense wat God vertrou het, wat hulle harte reggemaak het, wat hulle gesindheid ingerig het volgens die plan van die Here, en dinge het begin gebeur vir hulle. Dinge het regtig verander. So, ek wil jou uitdaag vandag en vir jou sê, jy hoef nie vas te bly in jou lewe, vasgevang te wees in die omstandighede meer nie, maar dat jy regtig waar kan besef dat daar is 'n wêreld daar buite waar God se spore loop, spore van oorwinning, genesing, herstel en voorsiening en besonderlik verlossing in Jesus Christus. So dit is wat vir my belangrik is. Die Bybel sê, die wêreld sê daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar dit bring weer van die dood. Dat die mens kan selfs die pad wat hulle loop verkeerd verstaan, dis wat hy bedoel daar, en hulle sien dit glad nie dan meer as reg nie. So nou het ons te doen met 'n gesindheid, ons het te doen met 'n hart, en dan het ons te doen met 'n pad. Die Here sê, maak 'n weg vir my, dat die lamp van die Here, die woord van die Here is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad. So, daar is 'n pad wat ek kan loop, waar God se lig in my lewe kan skyn, waar God se lewe anders is. En dit is nogal verstommend dat in dieselfde 24 uur wat ek en jy het, kan ander mense stikkend, seer, mismoedigheid en afbreeking beleef, want hulle is op 'n verkeerde pad. Hulle loop 'n ander pad. Dan is daar 'n volgende beginsel wat ek wil met jou deel, en dit is dat die Bybel sê dat die mens se oog moet reg wees. Hy sê as die oog van die mens reg is, dan sal die hele liggaam verlig wees en alles in jou lewe sal helder beginne word. As jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam in duisternis wees. So dit wys vir my dat daar is ook 'n situasie waar 'n mens se oog verkeerd kan wees, waar daar dinge verkeerd kan loop rondom hoe jy sien en hoe jy kyk. Met ander woorde, te doen met jou visie. Nou, hoe kry ek al hierdie dinge reg? Hoe herstel ek alles in een sin? Hoe kan ek dit doen? Dit is wanneer ek my oog op Jesus Christus sit, die leidsman en die volëinder van my geloof. Nou het ons te maak met 'n hele paar dinge op hierdie stadium. Ons praat hier van 'n gesindheid, ons praat hierso van 'n hart, ons praat van 'n pad, ons praat van ons oog, en nou kom hy en hy sê dat as ons dit doen, dan sien ons dat daar regtig verandering beginne plaasvind in ons lewe. En ek wil vandag vir jou sê, daar was 'n tyd gewees waar daar een van God se manne was,
wat die Here begin vertrou het vir die deurbraak, en daar was 'n groot oorlog gewees, en hy wou die oorlog gewen het, en hy het gebid vir die Here, en dis eintlik feitelik ongelooflik om te dink, is dat God het die aarde, die Bybel sê hy die son laat stilstaan. Nou, jy weet, ons leef in 'n tyd waar mense verskillende dinge kyk. Weet jy, die oomblik toe die Here daai son laat stilstaan het hy nie net die oorlog laat wen vir daardie man nie. Hy het nie net die deurbraak gegee nie. Hy het nie net die guns vir hierdie man gegee nie. Die Here antwoord gebede vir mense wat se harte onverdeeld op hom gerig is nie. Maar weet jy, ons wat so 'n bietjie meer vandag weet rondom die wetenskap, moet weet dat die Here het die hele aarde, die hele kosmos gemaak dat alles wat moes gebeur het, moes in plek gehou gewees het vir daardie, en dit, as ek het reg lees, was dit feitelik 'n volle dag gewees, wat hierdie man in staat was om oorwinning te behaal. Maar dis nie al wat die gebeur het nie. Die vyand is verslaan deur 'n man wat geglo het. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik daaraan dink dat die Here gebruik normale mense om verskil te maak. Hy gebruik 'n mens om 'n verskil te maak in 'n mens se lewe. En wanneer jy inkoop in God se plan, begin word van God se saak. Wanneer jy jou hart en jou lewe vir God gee op so 'n wyse dat alles wat jy het en alles wat jy besit aan hom behoort, jy saai in die werk van die Here, jy saai in die plan van die Here in, jy glo die dinge wat die Here sê, dan gebeur daar dinge vir 'n mens se lewe. En hierdie man het oorwinning bewerk. Maar dis nie al nie. Die Here het saamgewerk. Want die Here sê, ons kan medewerkers in gebed wees, en die Here werk saam met ons. En ons werk saam met die Here. En dit is wat vir my belangrik is rondom jou situasie. Want ek is opgewonde om vir jou te sê dat God is besig om vir jou 'n wonderlike ding te doen. God is besig om mooi dinge in plek te sit. En ek dink dalk die frustrasie wat jy beleef, die storms wat jy beleef, is dalk net 'n wyse van om vir jou te sê, daar is mooi dinge wat besig is om te gebeur, maar jy moet 'n tree in die regte rigting gee. Jy moet besluit neem om te sê, ek gaan die Here vertrou en rustig raak oor die wete dat God in beheer is van alles. Hy is die een wat antwoorde gee vir my en jou. So, hierdie man veg, wil jy gou terugvat na daai saak toe. Hy veg, want die eerste ding is, wat ek nou gesê het, sy gesindheid is reg. Hy loop die pad van die Here. Hy verstaan die dinge. Hy glo en hy vertrou die Here. Sy oog is op die verlosser. Hy kyk na hierdie dinge. En toe die vyand begin vlug en in die dal weg begin hardloop, het die Here groot haalstene gestuur. En daardie haalstene het letterlik die vyand vernietig. So dis nie net dat die Here saamwerk nie, maar die natuur en alles begin saamwerk in lyn met God se plan. En ek is opgewonde om vandag vir jou te sê, dat wanneer God aan jou kant is, wie kan dan teen jou wees? Dink bietjie daaroor. Begin rus in die plan van die Here, dat die Here het vir jou 'n pad. Die Here het vir jou 'n deurbraak. Die Here het vir jou baie, baie mooier dinge as wat jy dink. En wat die vyand probeer doen in ons lewens, is om ons te laat glo dat dit nie waar nie. Om vir ons te sê dat dit is nie moontlik nie. Om vir ons te sê dat daardie dinge sal nie kan gebeur vir ons nie. Want dit gebeur mos nou net vir ander mense, maar nie vir ons nie. Maar die Here doen wonderwerke vir my en jou. Hy is God van deurbrake. En sy genade is vir jou genoeg. En ek gaan hier 'n paar dinge vir jou sê. Die eerste ding wat ek vir jou sê is, jy moet besef hoe lief die Here jou het. Jy moet besef hoe ontsettend baie God vir jou omgee. En dat hy nie net die aarde laat stilstaan het nie. Hy het nie net haalstene gestuur nie, maar hy het sy seun gestuur. Sy seun Jesus Christus. Kan ek dit wees? Hy het sy seun gestuur vir jou. Sodat jy kan lewe en lewe in oorvloed kan beleef. Kan jy dit glo? Dat hy sy seun gestuur het. God het mens geword sodat jy vandag kan lewe. Kan jy dit besef? Kan jy dit aanvaar? Weet jy dat ongeloof smeer die mooiste geskenk wat God gee toe? Maar geloof maak dit oop en bring die wonders van die Here daarin. En ek wil jou uitdaag vandag om vir jou te sê, as jy dit glo, as jy dit sien, sal jy begin ervaar wat God vir jou doen. Moenie meer bly in die stryd, in die storms nie. Moenie meer bly in die seer nie. Laat toe dat God se wonders deurbreek. Laat God se krag deurbreek. Ons stap nou hier langs die see, ek en jy, en kyk na die golwe, hoe dat die Here se voorsiening inrol, oomblik vir oomblik vir oomblik. Hoe dat God se guns daar is. Hoe dat die reën op die wolke kom en die Here die aarde deurnat. Ek wil julle vertel,
Hier waar ek is 'n dam wat ons area voed vir water. Die dam was 'n paar dae terug 32% gewees. Die Here het reën gestuur. Daardie reën het in 2 dae se tyd van 32% die dam na 113% toe volgemaak. Die onmoontlike is moontlik vir die Here, kan ek dit weer vir jou sê. Jy kan vandag sê, my dam is leeg. Daar is geen hoop nie, daar is geen krag nie, ek weet nie meer wat om te doen nie. Jy besef nie. Jy kan dalk sê, luister, jy besef nie waar deur ek gaan nie. Ek kan vir jou sê, ek besef dit nie, maar God weet. En God is in staat om jou deur te dra. God is in staat om jou te genees. In een oomblik kan God deur baie of deur min red. En ek kan vir jou sê, in een oomblik kan daar genesing vir jou deurbreek. Die krag van die Here vloei. En ek ervaar in my gees om vir jou te sê vandag, daar kom mooi dinge in jou lewe, daar kom mooi planne in jou lewe. Koop in die plan van die Here in. Ondersteun die werk van God wat God in jou lewe doen. Ondersteun die inspraak wat die Here in jou lewe lewer. Laat toe dat God in jou die krag sien, in die lewe sien, in die vreugde sien. En roem in die Here. Roem in die Here. Ek wil afsluit met hierdie saak. Daar was 10 melaatses gewees. Daar was geen hoop vir hulle nie, maar die Here Jesus het in sy genade hulle gesond gemaak en hulle kon hulle lewens herstel. Maar net een het teruggegaan na die Here toe en dankie gesê. Nou ek wil vir jou sê, hier is nou 'n groot geheim. Die persoon wat kan dankie sê vir God, dankbaarheid kan toepas in sy lewe. Wat nie net kan sê, ek wil dit en ek wil dat en ek wil hierdie dinge hê nie, maar met dankbaarheid die Here se werk kan nakom in hulle lewe. En kom dankie sê vir wat hy doen. Nou, daar is baie maniere waarop ons kan dankie sê in ons tyd. Ons kan dankie sê deur 'n dankbare hart. Ons kan dankie sê deur finansies te gee vir die werk van die Here. Ons kan dankie sê deur 'n deur vir iemand oop te maak. Ons kan dankie sê om iemand te help wat nie gehelp kan word nie. Ons kan dankie sê deur aan die minste iets te gee, sê die Bybel. So, kom ons wees dankbaar. Kom ek en jy wees dankbaar. Maak 'n besluit, vra die Heilige Gees, waar kan ek met dankbaarheid gee, omdat die Here so goed vir my is. Kom ek en vir jy vra dit vandag. Kom ek bid saam met jou. Vader, ek dank U vir die wonderlike voorreg van Jesus Christus. Here, daar is soveel wonderwerke in die Bybel, maar Here, dat Jesus Christus vir ons die prys betaal het, is alles. Ek sê dankie daarvoor, Here. Dankie dat U dit doen. Dankie dat U op hierdie oomblik jou lewe vat, dit nuut maak, herstel, vreugde bring. Die seer en die stikken, die gesindhede wat verkeerd gegaan het, die oog wat donker geword het, die hart wat duister geword het, hierdie omstandighede, laat God dit vir jou herstel het. Jesus Christus gee vir jou krag en vir jou sterkte. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. En God bless. Dit was lekker om saam met jou te gesels. Ek wil vir jou sê baie dankie en ek wil dankie sê aan ons kampioene wat hierdie bediening finansiëel ondersteun. Ek wil vir julle sê, die Here seën ons. Ons is besig om hierdie 3 minute dagstukkies na duisende mense toe te kan uitvat as gevolg van julle ondersteuning. Waardeer dit so opreg. Dis regtig van waarde. En as jy wil gee of belangstel, die besonderhede is op hierdie boodskap. Jy kan dit daar sien. En as jy wil inskakel in ons 3 minute kerk, skakel in, stuur vir my 'n boodskap en ek skakel jou in. En ons gaan 'n pad loop saam met die Here. Onthou net, jy's kosbaar en waardevol vir die Here. Mag die liefde van ons Hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus, mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees in Jesus naam. Amen. And God bless.